Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie reklikseer sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, die wit renoster is seker by ons redelik baie goed bekend in Suid-Afrika. Ek glo u weet dat dit is die grootste van die renoster spesies ter wêreld en dan ook die derde grootste landsoogdier wat daar dan is dan. So die naam is baie keer misleidend oor dit verwar word met die kleur, dat dit reken dat dit nou die wit renoster is, maar dit het eintlik meer te doen met die wye bek wat hy het. En dit verduidelik dan ook wat hy eet. Die wit renoster is uitsluitlik grasvreters en daarom kan hulle tot kort gras wat op die oppervlak is, baie maklik vreet met hierdie wye bek wat hulle het. Anders as die swart renosters wat dit nou natuurlik nie so maklik kan doen nie, aangesien die groot verskil tussen die wit en die swart renoster is in hulle bekvorm, as jy ook so 'n bietjie daarna sou gaan kyk dan. So lieve vriende, wil vanoggend ook dan net so met u deel, na aanleiding van daardie woordjie vreugde. Dis tog iets wat almal wil ervaar en almal wil ondervind in hul lewe. En die Here weet dat ons as mense sekerlik vreugde wil ervaar en ondervind in ons lewe. En die Here het soveel dinge vir ons gegee, dat ons daarin vreugde kan ervaar en ondervind. Vreugde wat blywende vreugde kan wees, iets wat sekerlik waarlik tot versadiging is. Sonde bied 'n tipe van 'n vreugde, maar met baie skade wat daarna kom en baie skande wat daarna kom. En dit is dan eintlik sekerlik geen vreugde op die ou end nie. Maar die vreugde wat die Here bied is iets wat werklik waar lewend in 'n mens bly en verkwikkend vir 'n mens se lewe dan ook so is. Psalm 16 vers 11 sê: U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Liewe vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, daar waar u versadiging van vreugde sal kry, daardie vreugde wat bly en blywend sal wees, is by die Here te vind. Dis daar in die teenwoordigheid van die Here wat u dit sal vind. Mense wat nie in die teenwoordigheid van die Here kom nie, sal nie hiervan weet nie. Maar u wat in die teenwoordigheid van die Here kom, u mag dit sekerlik ervaar en ondervind, en dit moet u sekerlik nader na die Here toe trek dan. So wil u nie die Here gaan opsoek in sy wonderlike teenwoordigheid nie. Die tweede wat daar is natuurlik die vreugde wat daarmee gepaard gaan met die woord van die Here. Jeremia 15 vers 16 sê: Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. En liewe vriende, vir hoeveel mense is dit nog waarlik 'n wonderlike vreugde om die woord van die Here te vind, dit te lees, en dit 'n vrolikheid in hulle hart is om die woord van die Here so te lees en te hoor wat die Here sê, om ag te gee wat die Here sê, en dan sekerlik dit so lewend in 'n mens se binneste te word. As die woord van die Here vir u swaar en iets moeilik is, dan beteken dit dalk heel moontlik dat u nog nie gered is, nog nie 'n kind van die Here is nie. En daarom het u nodig om opnuut selfondersoek te doen, om te sê, is die woord van God vir u 'n verlustiging, om dit aan te hoor, om daarna te luister, ja, om dit in jou lewe toe te pas, om dit selfs in jou hart te bære. En dit gaan ons by die laaste van vanoggend dan bring, en dit is dat hierdie vreugde, liewe vriende, is sekerlik daarin opgesluit dat ons God se wil gehoorsaam. Dit is nie net om in die teenwoordigheid van die Here te kom en die woord van die Here te hoor, u mag dit Sondag so ervaar en ondervind het, maar dit gaan daarmee saam verder, dat ek gehoorsaam is, dat ek doen wat die Here sê. Johannes 13 vers 17 sê, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. En mag ons dalk vanoggend ook so sê, Here, dankie dat ek nie net hierdie dinge weet nie, maar dat ek ook 'n dader kan wees daarvan, en mag die Here ook so verheerlik word in die lewe. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u gekom het om ons ware vrede en vreugde te gee, en dat ons dit in u so kan vind, en tot eer van die wonderlike naam kan leef. Amen.